Nou ja, na my vorige stukkie waar ek gesê het, die laaste mens is onskuldig, en ek kan nie sien dat daar 'n oordeel is nie. As ek onskuldig verklaar is, dan is ek mos onskuldig, né? Kan julle nou dink die verskille wat ek gekry het, wat normaal is, en ek het geen probleem daarmee nie, dit affekteer my nie. Maar ek sê weer, my doel is, ek wil hê mense moet 'n bietjie dink. En dis hoekom mense sit vandag in hierdie wêreld met so groot verwardheid oor wat onvoorwaardelike liefde is. En dis wat ek probeer sê deur die verhaal wat Jesus vertel het van die verlore seun en gewys daar's geen oordeel nie. En dis wat ek daar in die oorspronklike taal in die Grieks lees, daar's geen oordeel nie. En ek sê weer, as gevolg van onkunde en van verkeerde teachings, verstaan mense nie wat is onvoorwaardelike liefde nie. Ek persoonlik was vir jare, was ek verward, maar ek het maar my mond gehou, want dit is vir my gesê, moenie probeer verstaan nie, glo net. Ek was klein, dan kon ek nie verstaan, as ek hoor hoe my pa gesels, ja, dan's iemand dood in 'n ongeluk, of hier's iemand in 'n baie negatiewe ervaring, baie seer gekry. Ja, dan sê hulle, ons weet nie wat is God se wil daarmee, hoekom het God dit toegelaat nie, en dan kom dit altyd, hy het 'n doel daarmee, hy wil vir iemand leer, en hy wil vir iemand dit. So met ander woorde, die negatief alles is maar oorhoofs God se plan. Al sê hulle aan die een kant het hulle mos nou glo in 'n duiwel wat al hierdie goed doen, maar oorhoofs is dit maar God se plan. Nou wil ek vir jou sê, as dit die teaching, die belief is, hoe kan jy ooit verdink mense gaan onvoorwaardelike liefde verstaan, né? Ek het veral verward geraak toe ek nou eers die Bybel begin te lees en ek sien die Ou Testament sê dat God stuur sommer 'n volkie, klein volkie stuur in om almal in hulle pad te verwoes. Kap die kinders se koppe af, kap die die suigelinge, maak dood in dit, want ek wil daai stukkie grond vir julle gee. Onvoorwaardelike liefde. Nou verstaan julle hoekom ek sê daar's 'n dilemma. Dis hoekom mense nie liefde verstaan nie. Dis hoekom liefde so verdraaid is op hierdie aarde, want ons het nie 'n klou nie, want ons het alles, maar net gevat vir soetkoek. Nou ek wil julle ietsie sê. Toe ek as kind hierdie vraag gevra, ek het baie vrae gevra, ek het my pa, ek het die mense by die kerk, en weet wat, die eerste was hulle het vies geraak, en net een antwoord het ek gekry, moenie probeer verstaan nie, glo net. En as ek vra oor moorde en oor hierdie goed, God is soewerein, hy kan maak net wat hy wil die mense doodmaak. Onvoorwaardelike liefde, né? So ek noem net, waaruit kom ek, die verwarring wat ek gehad het, ek is glad nie meer daar nie. Nou kom ek gou vir julle sê, my persepsie, hoe hierdie lewe werk. Nou, daar is hierdie bron, onvoorwaardelike liefde. Niemand weet waarvan hy kom, hoe hy ontstaan, wat ook al, daar's die liefde. Nou onthou net, in liefde self, is hierdie powerful. Liefde is die sterkste energie